Oupa, Ja, Karel. ek lees nou daar in Romeine 14. Ja. Daar staan dat daar goeie en sterk gelowiges is en dat daar swak gelowiges is. Maar ek verstaan nie regtig wat dit nou probeer sê nie. Wat beteken dit nou? O ja, dis nou van Paulus wat sê party gelowiges is swak en party gelowiges is sterk en jy wil nou weet wat bedoel hy met dit? Ja, Ag, sit gaan vir oupa die stetoskoop is in my ore lekker asseblief. Ek kry so lank hierdie ingeneem. Dankie. Sit dit reg? ja. Dankie, Karel. Oupa goeie luister. Dis nou Romeine 14. Okay. Ja. En swak gelowiges. Wat? Oupa het vergeet Jesus. Aanvaar mekaar. Kan jy al gooi hier af, asseblief. Dankie, Karel. Ja, dis 'n baie goeie vraag wat jy vra. Het jy geweet in Rome was daar 'n klomp gelowiges van verskillende agtergronde? Ja. Kyk, so 'n party was mos Jode en party was sê net maar van die Grieke of van ander afkoms gewees, né? Ja. So die Jode het klomp reëls gehad en toe kom daar nou van die ander mense tot bekering en hulle glo ook in Jesus. Maar hulle leef toe anders, hulle eet ander kos, hulle hou kerk op ander dae as die Jode, hulle vleis is anders, en toes van die Jode ontevrede, toe sê hulle, julle kan nie so maak nie, as jy vir Jesus volg, dan moet julle dieselfde doen as ons. Maar wat het dit nou met swak en sterk uit te waai? Ja, Paulus sê dan, moenie mekaar veroordeel nie, aanvaar mekaar, verwelkom mekaar by mekaar, moet nou nie so oor al hierdie nonsens nou baklei met mekaar besluit wie's beter en alles nie. Eintlik sê hy, wag, hoe sal oupa nou sê? Wag. Jy weet mos oupa loop met 'n kierie, né? Ja, oupa. Wat se been van oupa is swak? Weet jy? Oupa se linkerbeen. Jy's reg so my. Ek sê die kierie altyd, hou ek altyd met my linkerhand vas, want my linkerbeen is nie baie lekker nie. Ek het 'n kierie nodig om lekker te loop, né? Ja. Paulus sê, julle wat nou allerhande reëls uitdink en vir ander mense sê, jy moet nou dit ook nog doen as jy vir Jesus volg, né? Ja. Hy sê, julle reëls is eintlik maar soos kieries. Julle geloof is 'n bietjie swak, so jy vat nou 'n kierie sodat jy beter kan glo. Okay, oupa. Okay, dan sê hy, maar dis nou nie die einde van die wêreld nie. Party se geloof is bietjie swakker, ander se geloof is weer sterk. Maar ons is almal deel van dieselfde familie. So ons gaan nou nie baklei en sê, "Wee, jy het swak geloof," of "Ag, nee aarde, kyk vir jou, jy doen nie die reëls wat ek wil jy moet doen nie." Ons is almal lief vir mekaar. Okay, oupa. Oupa se bene is nou sommer styf. Miskien moet ek en jy 'n bietjie gaan staan. Ja, ek dink dit is 'n goeie idee, oupa. Dankie, Karel, kom ons gaan.